Goeienaand, lewende woord Centurion en almal wat ingeskakel is by ons woordskool, baie welkom. Wouter, baie welkom dat jy hier is en ons gaan voort met Korintiërs. Baie dankie. Ja, en tot sien nou net my lesenaar is die mekaar. Ek sê dis hoe dit lyk as ek werk. Gelukkig kan julle dit nie sien nie. Dis net so onder julle oog. Maar ek is besig om te werk en ons is besig met Korintiërs. En ons het die voorreg, ek weet nie of het ons hierdie al genoem nie, maar ons het die voorreg om woordskool vir Be Light gemeente in die Kaap ook te doen in Engels. Ek en jy het hierdie nou in Engels begin. Dit beteken ek praat 'n bietjie meer en dit klein bietjie minder. Maar ons doen dit in Engels. Ja, that's right. That's right. En as jy Engelse vriende het of so aan wat daai link soek, dan sal ons dit ook vir jou stuur. Ek dink ons moet die link ons sal vir Tebogo en vir Renja vra om die link vir die Engelse woordskool dalk ook vir julle te stuur as julle dalk 1 Corinthians in Engels wil hoor en tot in haar beste Engels hoor verduidelik wat sê Korintiërs. Nee. Ja, nee, absoluut. So, ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 9, maar ek dink kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie. Al is dit lekker koud. Besef ons daar seisoene en dit is ook 'n goeie seisoen as die winter kom. Here, ek is snaaks genoeg geweldig opgewonde oor hierdie winter en oor 'n seisoen van waar die aarde rus en dan waar ons ook net so 'n bietjie rustiger kan wees. Here, mag ons vandag op u woord kom fokus en vra dat die woord ons lewens sal toerus sodat ons u kan volg. Dankie Jesus. Amen. Amen. Goed. Ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 1. Paulus is nog steeds besig om te verduidelik hierdie volgende 2 hoofstukke. Hy is uit hoofstuk 8 beantwoord hy vraag en basies gaan die vraag oor mag ons teruggaan na afgodstempel toe nou dat ons Christene is en weer in ons terme soos by 'n restaurant weer daar gaan uit eet, afgodsvleis eet, en of mag ons afgodsvleis eet wat op die markplein verkoop word vanuit die tempel uit. So Paulus probeer aan al twee soorte. Maak hulle daai vleis van regte afgode? Nee, van allerhande diertjies wat die priesters offer. So. En Paulus is besig om hierdie goed te beantwoord en dan beantwoord hy dit nie so direk as wat hy eintlik eerder praat oor die vryheid wat ons het in Christus en dat jou vryheid nie 'n struikelblok moet wees nie. Dat jou vryheid daar moet wees om ander mense lief te hê. Jou vryheid in Christus, daar's 'n hoër waarde aan liefde as aan ons vryheid in Christus. So Paulus is besig om nog steeds met daai tema aan te gaan as hy in hoofstuk 9 oor homself begin praat, en oor sy eie vryheid begin praat. Baie interessant, want hy moet eintlik homself half soort van verdedig. Hoor, hoe is hy so 'n bietjie op die agtervoet en omdat hy aangeval word en beskuldigings, kinderstories, snaakse dinge oor hom gesê word, dit wat ons ook in 2 Korintiërs hoofstuk 10 gelees het. Op dieselfde manier is Paulus nou besig om te sê, wag net so 'n bietjie, hoor, kom ons lees saam. Hoofstuk 9 vers 1. Is ek nie vry nie? Is ek nie apostel nie? Het ek dan nie Jesus ons Here gesien nie? Is julle nie my handewerk in die Here nie? Al is ek nie vir 'n ander apostel nie, is ek dit tog vir julle, want julle is die waarmerk van my apostelskap in die Here. Maar ek wil net gou sê oor vra oor die of waarna hy verwys. Gaan dit daaroor dat die mense daai tyd geglo het jy kon net 'n apostel wees as jy fisies een van Jesus se disippels was? Is dit wat hy hier oor al sê party mense ek is nie 'n apostel? Oor 2000 jaar heen is daar gesprekke oor apostelskap. Ek het al interessante argumente en gesprekke oor apostelskap self gehad met mense. En daar's 'n groot gedeelte van die kerk vandag wat glo apostel is die
11 wat deur die Here gekies is en uitgestuur is, as die disippels het apostels geword. Judas Iskariot het homself vermoor. Hy is nie meer 'n apostel nie. Hy is die enigste disipel wat nie 'n apostel geword het nie, 'n uitgestuurde nie. Die ander 11 is uitgestuurdes en hulle het een met Lot, ek dink verkeerdelik, want hulle het toe die Heilige Gees gehad. Een gekies in die plek van Judas Iskariot. Hulle het Matthias gekies en ek dink die Here se plan was dat dit Paulus moes gewees het. Goed. Ja, maar hierdie werk van die lot, wat interessant is. Ek het 'n ding opgelees oor dit, wat hulle sê, of die ouens wat verklaring sê, hulle kan nie agterkom hoe dit gedoen is nie. Dit word nêrens neergeskryf hoe dit gedoen is nie. En toe dink ek dalk het die Here dit opsetlik laat wegraak. Dat dit nie nog 'n gebruik is wat eers geregverdig word om te doen nie, want niemand weet hoe dit gedoen is nie. Daar's nêrens dokumentasie. Daar's beweringe en buite-Bybelse beweringe oor hoe die Urim en die Thummim gewerk het. Ja, maar dit was die hoëpriester. Oud-testamentiese hoëpriesterwerk van die lot. Ja. En toe die kerk dit ewe skielik, ek dink in die tyd van Jesus het die Jode dit in die algemeen gebruik, want dit is wat die hoëpriester gebruik het. Dit was half deel van hulle kultuur. Toe vat die kerk dit in. En dit was nooit die Here se plan dat die kerk die lot moes werk nie. En by the way, ons as kerk werp nie die lot oor enigiets nie. Ons lees nie die teeblare of gooi die dice of vra jy of nee of sit 'n koevertjie in en dan bid ons daaroor of moet ons die koevertjie of daai koevertjie. Ja, ek is verskriklik versigtig vir hierdie goed. Jy is nogal kreatief. Ek het alweer goed gehoor. Maar jy staan 'n verhouding met die Here. Hy gee vir jou vrede oor 'n ding, jy moet geguide word deur 'n ding. Ek's geweldig baie versigtig deur lotwerp, ook 'n hedendaagse lotwerp, profetiese lotwerp stories, wat koevertjies en so en so. So, ek glo vanuit 'n verhouding met die Heilige Gees en verhouding met medebroers, want nou werk die een Gees, nie net in my nie, maar in my broers om my, en moet daar eenheid van gees wees, en dan weet ons, okay, dis wat ons moet doen. Nou onlangs vir ons die visie vasmaak. Ons hoef nie 'n lot te werp om te weet wat moet ons doen en waar. Ons sit by die Here en sê, Heilige Gees lei ons. En dan in ons helder verstand en denke sit ons goed in uitwerk en glo dat die Heilige Gees ons in eenheid saamgelei het. As ons 'n aanstelling moet maak, ons doen 'n onderhoud vir 'n aanstelling. Ek dink spesifiek aan Tebogo wat nou hierdie vir ons rekord. Sit ons is 'n paneel wat saam besluit, ek dink ons 4 of 5 verskillende ouens wat aansoek gedoen het vir die werk, en ons bid en vra vir die Here, Here, is hierdie die regte ou? Almal het vrede oor hierdie ou. Hierdie ou is ons eerste keuse. Goed, dan gaan ons. Verstaan? So, ek wil nie sê, jy moet 'n aanstelling doen, hier's persoon A en persoon B, nou moet ons die dice gooi, lotwerp, wat ook al. Ek dink nie dis wat die Here wil hê nie. God is 'n God van verhoudings. Hy wil jy sê ons moet in verhouding met hom staan en by hom hoor, en verhouding onderling staan, sodat ons in eenheid kan saamstem oor hoe ons die Heilige Gees hoor. Ek dink die Here wil dit hê. Dis moeiliker as die lotwerp. Lotwerp is 'n bietjie makliker. Jy of nee. Kom ons gooi die dice, wat ook al. Maar ek dink nie dis wat die Here wil hê nie. Ek dink die Here wil verhouding bietjie moeiliker, bietjie intentioneel. Jy kan nie in verhouding, ek werk nou met 'n groep mense waar hulle 'n organisasie moet lei, maar hulle is in konflik met mekaar. En daar's nie liefde nie. Dan gaan nie eensgesindheid wees nie. Dan gaan hulle nie saam kan besluit oor sekere besluitnemingsprosesse nie. En dis 'n nagmerrie. As daar eenheid moet wees, saam besluit, en dis waaroor dit gaan. So, kom ons gaan gou weer, terug te kom na die apostel vraag. 'n apostel,
volgens 'n groot gedeelte van die kerk is iemand wat 'n disipel was. Die Here het hom aan hom verskyn, hy het die Here gesien, fisies gesien, geleef saam met die Here 3 jaar, gedisipel deur die Here. En nou is hy 'n apostel en 'n groot, kom ons sê 80 na 90% van die kerk in in die wêreld vandag glo dat apostel so lyk. Dan is daar 'n groot gedeelte veral van die apostoliese, die charismatiese kerke wat glo nee, 'n apostel is iemand wat 'n kerkleier is, wat plek oopmaak vir ander bedieninge om op te staan. Ander glo weer dat 'n apostel is 'n kerkplanter wat kerke versorg. My studie oor die woord apostel dis 'n gestuurde. So ek maak dit eintlik vir myself baie maklik. Almal is apostels, almal is gestuurdes. Soos almal profete is, want almal moet die stem van die Here hoor. Maar daar's sekere ouens wat in 'n profetiese ampt net groter opstaan as ander. Al is alle gelowiges veronderstel om die stem van die Here te hoor en dus profete. Is daar een ou wat profeties anders te hoor, op 'n ander vlak hoor, op 'n hoër vlak kan profeteer op 'n nasionale of 'n internasionale vlak. So dis die ampt van die profeet. Ja. Okay, maar dan die ampt van 'n apostel. Ek dink ons almal is apostels. Maar die ampt van 'n apostel, die plek waar 'n ou opstaan is 'n plek waar iemand sê, hoorie, ek stap met die Here pad, ek stel bedieninge vry en ek wandel saam met hierdie ouens in bedieninge. Dis wat ek dink 'n apostel is. Ek dink soos 'n profeet is 'n apostel een van daai titels, een van daai terme wat 'n ou homself nooit kan toeëien nie. Verstaan jy? Ek dink is een ding om te sê ek's pastoor Wouter van der Merwe. Ek dink nie ek mag ooit sê ek's apostel Wouter of ek's profeet Wouter nie. Dis my opinie. As ek die Bybel reg lees en verstaan, dan dink ek is daar 'n ding van nederigheid. Ander mense kan jou dit noem, jy kan jou dit nie self noem. Dis my opinie. Ek weet ek trap op baie tone as ek hierdie sê, maar sorry. Dis wat ek in die skrif lees, uit Matteus uit en oralste, en ek glo dit met my hele hart. Wat dink jy? Nee, ek dink in hierdie geval, omdat Paulus al sê, hoorie, dit is debatteerbaar, dink ek het dit gegaan daaroor dat die eerste apostels was die disciples, en wat ek eintlik agterkom, hy het tussen die ander apostels geleef, en moes sê, ek's 'n apostel soos Petrus. Julle is besig om my af te maak teen Petrus, maar ek het ook 'n ontmoeting met die Here gehad, sê hy. Ja, maar wat ek agterkom uit hierdie ding uit, is dat ons, die gewildheid wat Paulus vandag in die kerk het, verstaan, as mens dink, Paulus was Paulus, verstaan, en dan as jy hierdie boek lees, dan kom jy agter, hoorie, maar daar was baie verwerping wat Paulus ook gehad het, oor sy agtergrond, want after all het hy Christene doodgemaak, en daar was ouens wat net gesê, ek kan nie met hierdie ouwe pad stap nie. Wie was dit wat met hom beklei, Paulus en Petrus, en Paulus en Barnabas. Maar wie is dit wie se paaie geskei het? Paulus en Barnabas, ja. Paulus en Barnabas, en ons lees nie dat hulle weer versoen het nie, en Paulus en Timotheus, Paulus en Markus het ook hulle het weer versoen. Ja, hulle het weer versoen, maar die ding is net dat hierdie ou het ook sy struggles gehad rondom kerkpolitiek, en hy was dalk nie so gewild daai tyd in die kerk soos wat hy vandag is nie. Ja, verstaan? Ek dink altyd daaraan, daar's altyd mense, ek kry dit, ek het gisteraand weer met iemand gesels, want man, ons kry nie genoeg by hierdie kerk nie, daarom gaan ons 'n bietjie na die ander kerk toe. Dit hou jou nederig, by the way. En ek dink by myself, jy weet, of dit nou Doxas of Kerk Sonder Mure of Kerk in Suid of Hatfield of Lewende Woord, daar's 'n klomp mense wat trek tussen die lot, en dan kry hulle nie genoeg by die en gaan hulle bietjie na die en toe, dan gaan hulle weer, dan jy kry jou trekvoeltjies, maar die feit van die saak is, dis so moeilik om almal tevrede te hou. En Paulus het net dieselfde gehad. Party mense sê jy praat nie hard genoeg nie, ander sê jy praat te hard. Party sê jy is nie reguit genoeg nie, ander sê jy is te reguit.
Party, maar dis presies wat met Paulus gebeur het, nee? Ek en jy het stilte tyd gehou eergister uit. Maandag uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 uit. En is selfe storie. Paulus sê, julle sê as ek skryf is ek reguit, maar as ek by julle kom is ek sag en nice. Ek is net dieselfde, of ek het skryf en of ek by julle is, ek is dieselfde. En ek het eintlik so 'n bietjie van 'n verligting. Paulus het ook deur moeilike tye gegaan, mense wat met hom difficult is. Mense wat sê, ag jy moet meer altar calls doen, en ander ouens sê nee, jy moet meer dit doen en jy moet meer Heilige Gees preek en ja, dis uitdaging om almal se behoeftes en se begeertes met respek en liefde te benader, maar nog steeds te hoor wat die Here vir jou sê hoe jy moet bedien en nie mense jou laat lei nie. So Paulus is daar nie. Hy sê, is ek nie vry nie? Natuurlik Paulus, jy is vry. Jy's vry in Christus. Jy's 'n nuwe mens in Christus. Is ek nie 'n apostel nie? Ja, Paulus is een van die apostels. Het ek dan nie Jesus ons Here gesien nie? Ja, Paulus het hom op die pad na Damaskus bonatuurlik gesien en 'n bonatuurlike ontmoeting met die opgestane Jesus gehad. Fenomenaal. Is julle nie my handewerk in die Here nie? Ja, hy het 'n jaar en 'n half hulle gepreek. Hy het daai kerk begin. Hy het meeste van hulle na die Here toe gelei. Al is ek nie vir 'n ander apostel nie, is ek dit tog vir julle. Ek is na julle toe gestuur. Ek hoef nie die titel van apostel te dra nie, maar ek is na julle toe gestuur om die kerk by julle te plant. Daarom is ek julle apostel. Dit gee 'n bietjie ander spin op apostel. Want julle is die waarmerk van my apostelskap in die Here. Soos 'n waarmerk is daai seël wat die keiser so met sy ring so op die warm was gedruk het. Vir ons is 'n waarmerk in 'n noot, daai dingetjie om te kan toets of iets regtig is. Wil jy toets of Paulus regtig van die Here af is? Sy waarmerk is die ouens met wie hy besig is om te praat. Die feit dat julle gelowiges is. Dit beaam, sê Paulus, dat ek 'n gestuurde is met die evangelie, 'n apostel is. Ek sê weer, die woord apostel beteken net bloot gestuurde. En ons lees ons eie dinge daarin. Goed, nou gaan hy aan. En nou sê hy, my verweer teenoor diegene wat my kritiseer is dit. Het ons dan nie die reg om te eet en te drink nie? Het ons nie ook die reg om 'n suster as vrou saam met ons op reis te neem, soos die ander apostels en die broer van die Here en Sefas nie? Of het ek en Barnabas nie die reg om nie te werk nie? Ekskuus, ek wil net hier stil maak. Het ek en Barnabas nie die reg om nie te werk nie? Wie dien dan ooit op eie koste as soldaat? Ek wil net gou tot vers 6 lees en hierdie retoriese vraag wat hy vra net gou beantwoord en sê hoekom. So Paulus beantwoord kritiek wat hy hoor, né? Hy sê as mense wat hom kritiseer, het ons dan nie die reg om te eet en te drink nie? Natuurlik Paulus, almal het die reg om te eet en te drink. Nou sê Paulus eintlik Paulus is besig om oor die vergoeding te praat, né? En ander word vergoed. Paulus nie noodwendig nie, want hy was 'n tentmaker, hy het 'n tentmakerbediening gehad. Nou sê hy, goed, julle kritiseer my, maar mag ek eet en drink? Ja, jy mag. Mag ek inkomste hê? Ja. Okay, maar kom ons praat daaroor. Nou gaan hy hieroor praat. Het ons ook nie die reg om 'n suster as vrou saam op reis te neem, soos die ander apostels en die broers van die Here en Sefas nie? Ek dink hoekom hy dit vra. Hy's nie getroud nie. Hy vat nie 'n suster saam, 'n vrou nie. Maar hy's besig om te sê, luister, ek het ander mense wat saam met my op pad stap. En as ek en my medereisigers versorg moet word, sou weet. Petrus vat sy vrou saam op reis, lyk dit vir ons hier. Nou dis interessant, né, dat ek het nou die dag weer so 'n klip gesien oor mense in die Katolieke Kerk wat sê, a priest is not allowed to have a wife. Jy is nie veronderstel om 'n vrou te hê nie, want Katolieke priesters het nie vroue nie. Wat hulle glo, Petrus was nie getroud nie en hy was die eerste paus. Dan dink ek, hoe lees jy jou Bybel? Hier sê Paulus baie duidelik, Petrus het 'n vrou gehad.
En die interessante is, maar ongeag ons het nou onlangs, Petrus het 'n skoonma gehad, nou, I mean, as 'n skoonma gehad het, het 'n vrou gehad. Niemand vat net 'n skoonma. Hier staan dit, Sefas, Petrus, Ja, het sy vrou saamgeneem op reis saam met hom. So sy vrou het saam met hom getrek. So dit lyk vir ons dat die Katolieke dit wat nou glo 'n paus moet 'n ongetroude man wees. En Petrus was die eerste paus. Hulle verstaan iets verkeerd. Petrus was nie ongetroud nie, hy was definitief getroud. En ek dink uit die hele ding van celibacy wat celibaatskap van ouens in die bediening, verstaan hulle vir Paulus en op ander plekke dink ek vir Jesus heeltemal verkeerd. Maar wat ek dink is baie belangrik om te sê dat as jy sê Petrus was die eerste paus, dit is nie naaste by die prentjie van paus wat ons vandag het nie. Verstaan? Ja, dankie tog. Want ek meen Petrus, as jy sê hy was die eerste paus, was dit omdat hy die volgens die Katolieke kerk was hy die eerste paus, verstaan jy? Ek dink jy Petrus weet hy was die eerste. Nee. Verstaan, dit is Petrus het nie eens geweet wie die Katolieke kerk was. Of het hulle hom maar net consider as die leier van die leiers wat kerke begin het. Verstaan, die hoofapostel. Maar ek meen, verstaan, die prentjie van Petrus as paus, die prentjie van 'n paus wat jy het is 'n oomie in 'n wit jas wat van die Vatikaan se stoep af waai. Dis daar glad nie wat Petrus of sy rol eers nie. Ja, kyk, hulle trys net al die pause terug tot by Petrus. En dan maak hulle vir Petrus ook na die feit 'n paus. Maar ja, Petrus het nie geweet hy's 'n paus nie. En dan sê hy, of het ek en net ek en Barnabas nie die reg om te werk nie. Nou Paulus en Barnabas het gewerk. Maar waaroor dit eintlik gaan is oor die vergoeding vir pastore en vir die vergoeding van die pastore se mense om hom. Verstaan jy, dis baie keer so dat as jy gaan bedien by 'n plek dan wil hulle jou nie vergoed nie. Jy weet, ek dink aan nou wie was dit altyd gewees wat Kieswetter, Gary Kieswetter wat vertel het hoe hy een keer gaan preek het by 'n plek ver gery het ergens in die Vrystaat van Pretoria afgery het, hy destyds nog in Pretoria gebly. Ver gery het, gaan bedien het en toe hy by die plek kom, klaar gepreek het 'n hele nag, 'n hele aand lank, toe hy moet terugry, toe gee hulle vir hom 'n worshondjie. Dus sê hy 'n worshond. 'n worshond, papi. Ek sal hom gaan preek vir nee, asseblief nie. Toe sê hy, jy kan nie 'n worshond in jou kombi se tank gooi nie. Ek kan altyd onthou hy daai dingetjie vertel. En ons het ook al by plekke gaan preek en die weirdste goed persent gekry wat ons nie noodwendig in ons petroltank kan gooi nie. Maar dit gaan oor die vergoeding vir mense. En vergoeding vir die ouens wat die evangelie bedien. Nou sê dit op hierdie manier, hy sê, wie dien dan ooit op eie koste as soldaat? Wie plant ooit 'n wingerd en eet nie van die vrugte nie? Of wie pas ooit 'n kudde op en geniet nie van die kudde se melk nie? Ek sê dit nie met menslikerwys nie, sê die wet nie dieselfde nie. Want in die wet van Moses staan daar geskryf, jy mag 'n bees wat gaan trap nie mylband nie. Is God nou besorg oor beeste? Of sê hy dit eintlik terwille van ons? Ja, terwille van ons is daar geskryf, wie ploeg moet met verwagting ploeg, wie oes moet oes met die verwagting om daarin te deel. As jy ploeg, dan moet jy weet, dit wat jy gaan ploeg, gaan jy ten minste ook eet. My groentetuin se tomaties, vanoggend een van my tomatietjies geëet. My green peppers staan so rooi met red peppers. Ek gaan hom nie. Ja, as hy rooi is hy red. Ja, ek gaan hom nie eet nie, maar hy's daar vir jou om te eet. Dankie. Ek het van die ertjies al geëet. Ek het daai plantjies geplant met die doel dat ek ook daarvan gaan eet. Ek het geweet ek gaan nie van die peppers eet nie, maar die ons mylband storie is, hulle het koring het so 'n doppie omgaan. En dan moet jy die koring dors. Met ander woorde, jy moet die doppie breek sodat die koringkorreltjie kan uitkom.
maar om dit te breek het jy iets swaars nodig om dit te trap, en dan het hulle so 'n stuk hout agter aan 'n os gevat, en dan het hulle hom so in die rondte laat stap, en die koring die hele tyd daaroor gegooi, sodat hy hierdie gewig, die koring se doppies kan breek. En dan het hulle dit gedors, dan het hulle dit in die lug gegooi, dat die kaf kan wegwaai van die koring af. Die swaar korings val naby jou, die kaf waai 'n entjie van weg. Dan skei hulle die koring van die kaf. En om daai kaf doppie te breek, het hulle die os op die dorsvloer laat loop, om daai doppies te breek. Maar dan het die skrif in Deuteronomium gesê, jy mag nie die os mylband nie. Daai os mag van daai koring eet. As hy hard werk om daai swaar ding te sleep, dan moet hy kan afbuk en van daai koring eet. As jy te suinig is en nie wil hy moet van die koring eet nie, kan hy vrek daar tussen die koring van honger. En dit wil nie. So met ander woorde, don't be penny wise but pound foolish. Verstaan jy? Moenie so spaar aan die bietjie koring vir die os, maar jy verloor die os nie. En dieselfde geld vir die os wat die evangelie bring. Moet hom nie snoep nie. Daar was altyd 'n sêding onder van die kerke van Lord, you keep him humble, we will keep him poor. Dit was so 'n grappie wat die kerkrade altyd gehad het. Lord, you keep him humble, we will keep him poor. Ja, dis nie die regte sin. Dis 'n skande. Dis om die os te mylband. So Paulus is besig om oor daai gesindheid te praat, van Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. Hy sê, wie dien ooit op eie koste as 'n soldaat? Ek dink, dis great om 'n soldaat te hê, wat ook 'n sekulêre werk het. Maar as jy regtig wil hê hy moet jou land verdedig, laat hom maar 'n professionele soldaat wees. As jy nou moet kies, hier bly jy in 'n land, en jy het soldate, maar het eintlik meeste van die tyd 'n ander werk. Hy is 'n mechanic, of hy bou huise, of hy verkoop polisse, en as ons hom oproep, dan sê hy soldaat ook. Maar hier's 'n ouens wat net professionele soldate het. Daai soldate oefen, skiet, fiks. En nou moet ons hierdie twee te mekaar laat veg. Wie dink jy gaan wen? Die professionele soldate. As ek dink, wie wil ek as my soldate om my te verdedig? Wel, Suid-Afrika se weermag is nou 'n bietjie anders te ding, maar in die verlede. Ek sou eerder 'n professionele soldaat wil hê. Dink altyd aan daai fliek van 300, dan staan dit so, dan vra Leonidas van die Spartans, dan vra hy vir die ander Grieke, sê, soldier, what's your job? Dan sê hy, ek's 'n pottebakker. Dan sê hy, what's your job? Dan sê hy, nee, hy's 'n bakker, hy maak brode. En what's your job? Nee, hy's 'n bouwer. Dan sê hy, Spartans, what's your job? Dan sê hulle, soldiers. En dan dink ek, ja, dit maak sin. En wat die bediening aanbetref, ek was vir 5 jaar in 'n tentmakersbediening, wat ek 'n onderwyser was, en in die aande in die bediening was. Ek sê nou vir jou, dis baie beter om voltyds in die bediening te sit. Tyd te kry om op die Here te wag, tyd te kry om preek voor te berei, tyd te kry om berading te doen en die kerk goed te bestuur. Dis net soveel beter. En dis die vergelyking wat Paulus hier maak. Hy sê, wie plant ooit 'n wingerd en eet nie van die vrugte nie? Die voordeel is, as jy werk aan 'n gemeente, is daar voordele uit die gemeente waarvan jy kan pluk. Hy sê, want wie pas ooit 'n kudde op en geniet nie van die kudde se melk nie. So hierdie stuk, dit is vir my so mooi, as hy praat oor soldaat, wingerd, kudde, en dis 'n mooi ding van 'n herder wat sy skape oppas, en die skape gaan dit goed genoeg mee om vir die herder te versorg. So Paulus is net besig om te sê, luister, dis nie onredelik van my om te verwag dat julle vir my versorg, en vir die groep wat saam met my rondgaan ook versorg nie. Die idee wat ek kry is dat hierdie is nou 'n kerk wat nie begin het, en dat
hier is nou, hy spreek eintlik 'n klomp goeters aan van amper half celebrity status van hierdie een en daai wat ons die begin van Korintiërs begin het, van een plant, een saai, een gooi nat en dit was baie mooi. Maar hy hou aan orde skep en ek is seker daar was daai ouens wat sou sê, want daar is ook 'n skrif wat Jesus sê, freely I give, freely you give because you received. Freely, ja. Nee. En so, ek kan net dink want daai tydse mense het ook conversations gehad en is dit nou reg, is dit nou verkeerd en nou begin hier 'n nuwe kerk eintlik met sendelinge, met ouens wat kerke besoek wat skryf en nou is dit daai ding van mag hy vergoed word of mag hy nie vergoed word nie en eintlik is hy net hier besig om te sê ja, 'n pastoor kan 'n predikant kan vergoed word, 'n sendeling kan vergoed word. Ek dink uit ons ondervinding met Delmas, as ek dink aan ons plant in Kaapstad met Lucia hulle, as ek dink aan die plant met Mosselbaai met Shaal en Zulika, dan is daar tyd lank wat dit goed is dat die pastoor of ander staf members nie te veel salaris trek nie. Veral as die kerk klein is. Tot die kerk groot genoeg is om die pastoor te kan bekostig. Vir my en jou dit eers so na 5 jaar gebeur. Verstaan jy? Vir Shaal hulle dit na 'n jaar gebeur. Vir Lucia hulle nog vinniger. So die kerk groei tot die kapasiteit waar hy die pastoor kan bekostig. Maar in tyd, tot en met daai tyd, is dit 'n goeie idee vir die kerk om die pastoor, sodat die pastoor ander werk kan hê. En dis altyd my aanbeveling vir ons. Begin met 'n tentmaker bediening, mag begin solank met die kerk. Maar dan sal ek altyd vir die kerk wees. Kom so gou as moontlik op die plek waar jy hierdie ou voltyds kan versorg en kan kyk dat dit met hom goed gaan. Maar ek dink die ander kant van die saak is ook waar dat as die kerk 'n ou kan bekostig, dat hulle nie meer gefokus is om daai geld te belê en intussen is hy besig om die ou te meld en hy kan omtrent nie eet nie, maar daar lê daarom geld in die bank. So ek dink mens moet daai balans en dis het hier 'n mooi hart. Dis wat Paulus billik teenoor mekaar. Sonder om die saak te vergeestelik. Dis eintlik dis waaroor die bediening gaan. Okay. Here baie dankie vir 'n gemeente wat mooi sorg vir ons. Nie net vir my en vir Dot nie, vir die ander 3 herders in ons gemeente, die ander Here, die hele 22 personeelgroep wat werk vir die kerk, versorg die gemeente mooi en besef Here dat dit is soos herders vir die kudde, soos soldate wat veg in 'n voltydse battle, soos iemand wat 'n wingerd plant en ook van die wingerd mag geniet. Here, dankie vir Paulus se gesindheid hier en dat hy nie besig was om te sê dat mense wat vir die kerk werk nie mag leef van die kerk nie. Inteendeel. Here, al was hy anders, maak dit nie, sit dit my nie onder 'n snaakse verpligting om 'n tentmaker nou te wees nie. Here, ons eer U vir die skrif, ons eer U dat ons al hierdie goed oor kan praat en met mekaar mag praat, want dis skriftuurlike goed wat in die verse en in die skrif behandel word. Dankie Jesus. Amen. Lief vir julle, sien julle weer volgende week.